dit nie so super baie nie. So, maar dit is iets wat jy moet weet, en daar die jaarverhale, hoe nou? Hulle sê daar, wanneer jy in 'n oplossing het, so oplossing byvoorbeeld as jy het 'n sout, en jy los hom nou op in water. Okay, so jy vat nou byvoorbeeld hierdie, en jy gooi nog sout by, dis 'n bit sout, en lyk soos sout. Jy gooi nog sout by, en sout by, tot op 'n punt wat jy nou kan sien die water is versadig. Menende, jy moet nou regtig roer om hom op te los, en as jy nou nog 'n korrel sout bygooi, dan gaan daai korrel nie oplos nie. Okay? So dit noem jy die versadigingspunt. Die water is nou versadig. Okay. So dit is 'n omkeerbare reaksie, want sout kan net weer die soutkristal vorm, en dan kan hy weer oplos en soutkristal vorm. Okay. Reg, so daar is nou daai ewewigspunt. Nou hierdie tipe reaksies, ek wil eintlik vir julle so wys. Kan jy sien wanneer jy dit warmer maak? Moet nou nie na hom kyk nie. Hier is, kyk nou hier is. Wanneer jy die temperatuur warmer maak, dan sien jy hy los meer op. Kan jy dit sien? Die kurwe gaan op, meeste van hulle gaan op. Verskillende gradiënte, maar hulle almal gaan op as jy dit warmer maak. Maak dit mos sin wanneer ons 'n sout en warm water oplos beter op? Ja. So die voorwaartse oplossingsproses los beter op as ons die temperatuur warm maak. So die voorwaartse reaksies endotermies. So eintlik as jy baie sensitiewe termometer het by die huis, kan jy vanmiddag vat lauwerige water, nie te warm nie, lauwerige water en meer temperatuur, dan sit jy sout in en dan los jy dit op en dan sal jy sien die temperatuur daal, want dit is 'n endotermiese reaksie om sout op te los in water. En dit gaan dit waarskynlik ook voel. Anyway, so wat jy hierso vir jou kan doen, en ek kan nou nie onthou of ek hierdie vraag ingesit het nie. So as jy die soutwater kook, dan vat dit langer as wat jy normale water kook. Ja, en hy vat nog langer, want dit is 'n ioon dipoolkrag wat 'n sterker krag is, wat beteken hy het meer energie om nou intermolekulêre kragte op te los. Maar dan wanneer hy wel kook, is hy baie warmer. So die water is warmer, so jou kos word vinnig gaar. Want by hoër temperatuur. Sê weer? En jou kos word lekker want daar's sout by. Anyway, okay, so wat ons hierso kan doen is ons kan sê, so hulle kan vir jou so 'n ding 'n reaksie nou gee en dan vir jou vra, is dit 'n endo of eksotermiese reaksie? Dan gee hulle nou vir jou hierdie grafiek. Maar van daai een wat minder word. Okay, ja, ons gaan nou toe kom. Okay. So dan sien jy reg, hier is nou die reaksie waarna ons kyk, daar is hy. Okay. So ons eerste stelling is wat ons sien. Ons sien soos temperatuur verhoog. Ek gaan nou nie sê volgens die atelier se beginsel, ek gaan nou net vinniger maak. Soos temperatuur verhoog word voorwaartse reaksie bevoordeel. Okay, wag net gou. Soos die temperatuur verhoog, jy weet nie voorwaarts is endo nie. Dis die gevolgtrekking wat jy wil maak. Jy kan dit nie sê nie, want jy weet dit nie. Dis nie vir jou gegee nie. So soos temperatuur toeneem, word voorwaartse reaksie bevoordeel. Wat beteken dit? Sout los beter op, of jy kan sien die gradiënt is positief, of hoe ook al jy dit nou gesien het. In die grafiek. Okay. Nou kan ons nie sê voorwaarts is endo nie, want dit is ons gevolgtrekking. Die vraag is die voorwaartse reaksie endo of eksotermies? Jy moet dit nou bepaal. Okay, nou moet jy sê, goed, ons het gesien, my afleiding is, soos wat die temperatuur hieronder warmer word, neem jy die ding op, wat beteken hy los beter op. Okay? Nou die volgende conclusion wat ek al wat ons moet maak is, ons moet sê, okay, as ons die temperatuur gaan laat toeneem, volgens hulle Chatelier se beginsel, sal die reaksie die temperatuur wil laat afneem, wat beteken hy bevoordeel die endotermies. So helemaal so, ek sien nou op die grafiek nie, ek is nou op niks nie, ek is nou op 'n volgende punt wat ek sê, as temperatuur toeneem,
Net so volgens Le Chatelier se beginsel sal reaksie temperatuur wel laat afneem. Joh, Charlotte skryf lelik. Temperatuur laat afneem. Dit wil sê endo word bevoordeel. Sal 'n reaksie die tempo wil verlaag. Ja. Temperatuur wil verlaag. Okay, so ons kyk hierso, ons het gesê voorwaarts word bevoordeel en ons het gesê endo word bevoordeel. Dit wil sê voorwaarts is endo. Solank jy weet wat beteken die pyltjies. Ek hoop ek kan onthou, ek weet nou wat dit is. Voorwaarts is 'n vorentoe pyltjie, temperatuur verhoog is 'n boontoe pyltjie, afpyltjie. Okay, so hier sê ek vir jou, die effek van temperatuur, soos aangedui in die kurwe, is jou oplosbaarheid endotermies, so as jy die temperatuur styg, gaan hy beter oplos, as die temperatuur daal, gaan hy minder oplos, maar jou common sense sê dit vir jou, jy weet dit by die huishoud. Dan, die effek van 'n konsentrasie, of ons noem dit, die gemeenskaplike ion-effek, en dit vra hulle, hulle vra nog ons 'n multiple choice tipe vrae hierdie. Die gemeenskaplike ion-effek, okay? En ek gaan daar lees en ek gaan gerig. Sê, kyk van na gewone tafelsout wat oplos in water. Dis ek besig om te rekord. Ja, ek is. Okay. Die gewone tafelsout oplos in water, né? As gekonsentreerde soutsuur by die oplossing gevoeg word, vorm 'n wit neerslag. Okay. So as jy tafelsout vat, oplossing water lekker. En dan sit jy soutsuur by. Soutsuur is nie van die goeders nie. Maar soutsuur het chlorioon in. Jy het laas jaar suur en basis gedoen. Jy het gesien soutsuur is 'n sterk suur. Jy het gesien as jy soutsuur vat in water, dan is dit eintlik watersopion en 'n chlorioon wat jy het. So basically voeg jy chlorione by. So as jy hier is en sien jy goed, wat doen jy? Jy sien by ewig en jy sit nou nog chlorione by. Dis wat jy doen. Wat gaan ewig wil doen? Gaan dit inwerk, so hy byvoorbeeld die terugvaarse reaksie, wat is dit? Vorm nog soutkristal. Okay, so dis hoekom daar 'n wit neerslag vorm. Okay, so ons noem daai chlorioon, die gemeenskaplike ion, jy kan die ewig sê van links en van okay, en dan so hierso het ek 'n vinnige recap van sure en basis. Ons gaan nog hierby kom in die volgende hoofstuk. So dis nou nie super crucial vir op hierdie stadium van die geveg nie, maar net sodat jy weer die hoofstukke link met mekaar. So ek daar vir jou onthou dat soutsuur is 'n sterk suur. So wanneer hy oplos in water, ioniseer hy amper volledig. Is dit nie die definisie van 'n sterk suur nie? Sterk suur ioniseer volledig in water om 'n hoë konsentrasie hydronium-ione te vorm. Ring jy wel? Het dit in laas jaar? Ja. Okay. So waar trek ek? Hierso. So as jy soutsuur vat, aqueous, dan is dit 'n omkeerbare reaksie. Ek het laas jaar vinnig verwys na omkeerbare reaksies. Ag, ekskuus, jy moet reageer met water. Charlotte. Plus water. Dan vorm hy die hydronium-ion, aqueous, en hy vorm die chlorioon, aqueous. En ons sê die ewewig lê ver regs. Nou hoe die hel wys is nou weer die ewewig lê ver regs. Hoe die hel wys is nou weer dat hy baie produkte vorm, lang pyltjie vorentoe, kort pyltjie terug. Maar ek het dit laas jaar vir jou gesê, hierdie is eintlik universiteitswerk om pyltjies so te teken. So jy kan nog op hierdie stadium van die geveg pyltjies ewe lank teken. Dit gaan nie 'n punt verloor nie. As jy raai, lang pyltjie beteken nie Ja, die ewewig. Dis baie ver. Ja, jy produseer baie produkte. As die pyltjies per ongeluk verkeerde kant toe trek en die punte verloor of Nee, ek dink nie dit sal nie. Nee, want hulle gaan nie vir jou punte gee vir die feit dat jy die pyltjies verskillende lengtes teken nie.
Maar as jy modelleer en dis 'n punt om af te trek sal Hulle sal nie soek om punte af te trek nie. Okay. Dan asynsuur, hoe lyk asynsuur nou weer? Dis CH3COOH, onthou julle dit? En hy reageer net effens in water en die ewewig lê kort vorentoe en lank terug want hy wil nie ioniseer want hy's 'n swak suur. 'n Swak suur ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie hidronium-ione te vorm. Watter spesiale binding vind jy nou weer in die hidronium-ion? 'n Datief kovalente binding. Wat noem jy hierdie anion wat vorm? Hierdie anion wat vorm. In Engels is hierdie ding se naam acidic acid. Acidic acid. Dis my klou aan jou. Wat is Asynsuur is acidic acid. CH3COO minus aqueous. O, dit nie meer aan. Hy het nie aan water gegee. Wat is sy naam? In Engels is daardie acidic acid en acetic acid. Is dit C-asyn? Dis acidic. Nee, dis acetaat-ion. Acetaat-ion. Graad 10 lyste wat jy moet gaan leer het. Okay, goed. Nou kom ons hier by die ewewigskonstante waarvan ek praat, hè? Ja. Jy begin vandag al met eksamen. My hele wese gaan so. Okay, goed. Hierso is 'n hipotetiese reaksie. Ek gesien ek gaan nie maar highlight hierso nie, want jy hoef nie die bewys te ken nie. Okay? Hier is 'n hipotetiese reaksie A + B = C, omkeerbare reaksie sap by 'n spesifieke temperatuur. Okay. Nou, dan is die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie, né? Dis mos ewewig. Dis die definisie van ewewig. Nou die tempo van die voorwaartse gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie. So, tempo, spoed is direk evenredig aan die konsentrasie van A plus B of die tempo is onthou as jy daai evenredige teken wil wegvat en jy wil 'n som daarmee doen, so jy wil 'n isgelyke teken is, dan moet jy 'n konstante insit. Want evenredig beteken dit gaan 'n reguit lyn grafiek so maak en daai reguit lyn, daai gradiënt van daai grafiek is dan 'n konstante. Okay, onthou jy hoef nou nie die bewys te ken nie. So spoed, hoe vinnig hierdie ding gaan reageer, jy kan link aan die konsentrasie. Ons het dit gesê in die vorige hoofstuk, kan ons kyk hoe vinnig reageer 'n reaksie deur die konsentrasie van die ione te bepaal vir kleur verander en meer. Dis bewys op as dit rede. Okay? En jy kan die spoed van die of die tempo van die terugwaartse reaksie bepaal deur presies dieselfde die konsentrasie van die produkte te bepaal. Okay. So jy spoed as either die konsentrasie van die produkte of die konsentrasie van die reagense. Okay. En dan sê hulle aangesien hierdie twee dieselfde spoed moet wees want dit is wat die definisie is, die tempo van die voorwaartse reaksie is gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie, moet hierdie twee goed gelyk wees aan mekaar by ewewig. Okay, wat beteken jy kan daai twee vergelykings by mekaar sit? Wat beteken jy kan twee konstantes, die twee gradiënte van die grafieke voor die konsentrasie van die reagente en produkte. Okay. En dan sien jy dat hulle albei konstantes is, dan jy hulle net vervang met 'n enkele konstante. So plaas van 'n breek hê, jy net een konstante hê en dit is hoe jy hierdie Kc waarde gaan bepaal. Die Kc waarde is eintlik 'n konstante is eintlik die gradiënt van hierdie twee grafieke met mekaar. Okay. En wat is die konstante gelyk aan? Die konsentrasie van C en D as jy daar kyk op jou notas, is die produkte en A en B is die reagense. Okay, en dan sê jy sê maar hierdie reaksie is nie 1 tot 1 tot 1 tot 1 nie, maar hy is 2 tot 1 gee jou 3 tot 4 of wat ook al. So jy vat daai koëffisiënte vooraan, moet jy in ag neem want dit is die mol verhouding. Dan gaan jy dit daarbo sit. Okay. So jy kan sien en ek gaan weer sê jy hoef glad nie hierdie definisie te ken nie. Wat jy moet net kan doen is jy moet hierdie Kc kan gaan neerskryf by 'n spesifieke temperatuur. Okay. So daar is hoe ek hom altyd gaan sê as ek gaan sê die Kc is die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reaktante. Maar nooit en dit is of ek saam gaan skryf dit so neer of so neer nie. Jy kry nie 'n punt daarvoor. Jy gaan dit gaan toepas vir die vergelyking wat vir jou gegee is. Okay, so dan nooit so neerskryf nie en dit is nie op jou datasaam nie.
Okay, so as jy kyk daar op die volgende bladsy, dan sê vir reaksie, bla 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 bla, by spesifieke temperatuur is daai dan hoe jy die KC-waarde gaan bepaal. Nou, ons gaan kyk, onthou die hele hoofstuk gaan oor geld, tyd is geld, maar ook jy wil soveel as moontlik produkte maak, want jy wil die mense geld vir. Okay, so jy wil kyk wat is die verhouding tussen jou produkte en jou reagense. So jy wil kyk wat is jou verhouding hierin, en ons verhouding, as hy groter is as 1, dan sê ons, jy moet baie geld, jou reaksie is 'n sukses. Maar as jou KC-waarde kleiner is as 1, 0, so nooit in die minusse nie, 0, bla 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 bla. So as dit kleiner is as 1, dan sê jy goed, ons gaan 'n plan moet maak om hierdie produkte meer te maak, om die verhouding beter te maak, dan gaan jy sê, hoe kan jy dit manipuleer? Druk verhoog, temperatuur verhoog, bla bla bla. Jy speel seker meestal maar net in die temperatuur as dit en jou termose reaksie is. Gaan nog maar pak kan die Karla. Nie noodwendig nie, want baie keer is die reaksie skaap verskriklik hoog. Dit gebeur by 1000 Kelvin. Dan kan jou apparaat nie hoë temperatuur vat. Okay. So jou huiswerk gaan wees. Ekskuus, ek wil nog een ding sê voordat ek jou huiswerk kan gee. Nee, die klok het nog nie gelei nie. Die kinders sit nog. Hy het nog nie gelei nie. Jy sit op jou boude. Ek praat dit wiskunde. Hoor hierso, luister. Wanneer 'n reagent of produk baie belangrijk 'n vaste stof of 'n suiwer vloeistof is, so solid of 'n liquid, dan kan hy nie in jou vergelyking geskryf word nie. So kyk vir hierso, daar's 'n solid. As 'n produk uiteindelik onderkom, hy kan nie onderkom nie. Okay, want jy kan nie, onthou hoeveel hakies beteken konsentrasie, en jy kan nie konsentrasie van 'n solid verander nie. Van 'n oplos in water kan sy aqueous verander. Maar jy kan nie 'n solid vat en opbreek in die helfte nie, is nog steeds die suiwer konsentrasie in 'n solid. Okay, ook as dit 'n suiwer vloeistof is, dan kom hy nie in die vergelyking nie. So jou huiswerk gaan wees op bladsy 13 nommer 1. Op bladsy 13 nommer 1, jy moet letterlik net daai KC-uitdrukkings gaan skryf vir elkeen van daai vergelykings. Kan ek dit? Daar's geen somme nie. Trek jy die dood? Nee, daar gaan nie genoeg plek wees nie.